Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van uit die Woord Digitaal. Baie dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek glo dat die Here se woord jou vandag sal lei om te dink oor jou eie lewe en jou aan hom te kan toewy. Ek is Dominee Adriaan Swart. Kom ons lees vanmôre uit die woord van die Here, Joël hoofstuk 2 vers 12 en 13. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Broeder en suster, hierdie woorde is woorde van ons Here in die hemel. Hy is 'n God wat behaag het met sondaars, wat in opregtheid na hom toe kom, om hulle sondeskuld voor hom te erken en te bely. Deur die profeet Joël praat die Here met sy volk wat afgedwaal het. En die Here roep hulle met erns terug. Kom met julle hele hart terug na my toe. Die Here wil nie hê dat sy volk op die verkeerde pad moet lewe, ver van hom af en in sonde en elende nie. Daarom sê hy ook vir hulle, skeur julle harte. Met ander woorde, verootmoediging. Wees jammer oor julle sonde. Vra vergifnis vir julle sonde. En hulle sal dit by die Here ontvang. Joël sê, God is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. God wil nie hê dat ek en jy verlore moet gaan nie. In 2 Petrus 3 staan daar, die Here wil hê dat almal tot bekering moet kom. En die enigste manier hoe ek en jy tot bekering kan kom, is om ons voor God te gaan verootmoedig en vir die Here te vra om ons sonde te vergewe. Ek en jy moet ook met gelowige harte hom die Here van ons lewe maak. En ons moet vra dat hy deur sy Heilige Gees ons harte nuut sal maak en ons lewens so sal bekragtig, dat ek en jy tot gehoorsaamheid kan lewe, gehoorsaam aan die Here en sy woord. Daar is so baie mense in die tye van vandag, wat ver van die Here af lewe. Hulle wil hulle eie koppe volg en hulle eie besluite neem. Maar die Here sê, kom met julle hele hart terug na my toe. Skeur julle harte. Kom terug na julle God toe, want hy is genadig en barmhartig, hy is lankmoedig en vol van liefde. Kom ek en jy buig in aanbidding vandag voor hierdie wonderlike God neer. En ons bely ons sonde voor hom. Ons vra vergifnis vir oortredinge en God sal ons vergewe. Kom ons dank die Here vir wie hy is en ons loof hom vir sy liefde, genade en barmhartigheid wat hy in oorvloed aan elkeen van ons bewys het. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons hierdie nuwe dag in u naam kan begin en vanuit u woord hierdie wonderlike gedeelte kon lees. Ons loof u omdat u 'n genadige God is, wat nie 'n behaag in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat ons sondeskuld sal erken en sal bely. Dankie vir hierdie wonderlike uitnodiging uit Joël hoofstuk 2, waar u sê, kom na my toe met julle hele hart, en ek sal julle genadig wees. Ons loof u daarvoor, Here. Ons loof u ook vir hierdie nuwe dag. Wil u vir ons in hierdie dag lei, werk in ons harte deur die Heilige Gees, versorg vir ons, behoed en bewaar ons, en help ons om gehoorsaam te wees aan u woord, en dankbaar elke dag te lewe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag vir u.